Goeiemiddag, ek is Elaine Kriege, nuusredakteur van Marula Media. Beplande wysigings aan die skolewet is 2 weke gelede in die parlement voorgelê en bepaal onder meer dat die onderwysdepartement oor skole se taal- en toelatingsbeleid mag besluit. Dit wek onder meer die indruk dat die regering die mag van skole se beheerliggame al meer wil beperk en self beheer oor skole wil neem. Die vrees bestaan nou dat hierdie opnuute aanslag is op veral Afrikaanse skole wat die afgelope jare al meer druk ervaar het om te verengels. Verskeie onderwysgroepe het opnuut met verontwaardiging hierop gereageer en die regering het gevolglik besluit om die regulasies weer vir openbare kommentaar oop te stel. Maar hoekom is dit belangrik dat die skoolgemeenskap die grootste sê oor die bestuur en beleid van skole moet hê? En watter rol behoort moedertaalonderrig en watter rol speel moedertaalonderrig wanneer daar oor taalbeleid van 'n skool besluit moet word? Ek gesels vandag met 'n paneel uiters kundige mense oor hierdie onderwerp. By ons vandag is Werner Riemann, hy is die operasionele hoof van die Solidariteit Beweging, Melanie Buys, hoof van ontwikkeling aan Solidariteit se skoleondersteuningssentrum, Dr. Teens Elof, onafhanklike kommentator en voormalige fisiekanselier van die Noordwes Universiteit, en Desiree van der Walt. Sy is die DA se adjunk skademinister van basiese onderwys. Baie welkom by ons vandag julle. Middag Elaine. Werner, kan jy sommer vir ons wegspring en net vir ons vinnig opsom wat die hoofpunte is van hierdie wysigings waarvan ons moet kennis neem? Kan nie. Skus tog, ons kan nie hoor nie, Werner. Nee, skus tog daarvoor julle. Is nie gemeet nie. Dis vreemd. Kom ons kyk net gou of ons kan. Melanie, dalk kan jy vir ons sê net vinnig wat is die hoofpunte waarvan ons moet kennis neem wat vir ons belangrik is? Ek dink die belangrikste, ek dink dat ons kennis neem, hierdie is dieselfde wysigingswet wat al van 2017 af op die tafel is. Daar's 'n klomp wysigings voorgestel, daar's baie deelname gewees, almal het vreeslik moeite gedoen om kommentaar te lewer. En toe hierdie wet nou weer verlede jaar se opwagting of sy is 'n verskyning gemaak, het 'n klomp wysigings wat nie noodwendig in lyn was met wat die kommentaar was in alle geval nie. Sekere van die goed wat 'n probleem was is weg, maar daar's 'n paar nuwe goed wat vir ons weer steeds bekommernis is of van dieselfde goed wat groot bekommernisse was, is nog steeds maar in die wet. So nou is daar weer 'n geleentheid om kommentaar te lewer. Ja, so die groot bekommernisse is in eerste plek oor taal- en toelatingsbeleide, waar dit altyd die beheerliggaam se reg was om te besluit oor die skool se taal- en toelatingsbeleid, word dit nou vir toestemming voorgelê en dit word goedgekeur deur die LER. So en dan ook rondom toelatings is die finale sê oor taalbeleid en toelatingsbeleid van skole nou by die departement en nie meer by die skole self nie. So dit is van die grootste goed waaroor daar beswaar is. Werner, is jy terug? Ek hoop kan julle my hoor? Dis hy. Ja. Miskien moet jy daaroor vat. Dankie, jammer vir hierdie onderbreking. Nee, net 'n paar punte by. As ons kyk wat is die vashouplek, ons moet nou nie ingaan om al die spesifieke detail gewys te gaan nie. Ons gaan op 'n paar groot punte fokus. Maar eerstens dalk vir doeleindes van die kykers. So 3 punte wat ons net vir konteks moet onthou. Die een is wanneer ons kyk na hierdie wetswysiging wat 'n nasionale wetswysiging is dit belangrik om te kyk na Gauteng, vir al die verwikkelinge Gauteng die afgelope 10 jaar. En Gauteng het hulle begin met 'n greep op openbare skole om 'n meer vir 'n vas te hou oor die vryheid en ruimte wat hulle gevolg oor die skolewet het wat al taal en toelatings betref. So ons het gesien oor hierdie einste punte wat nou in hierdie wysigingswet is, was ons voormale in die hof gewees en ek kan 'n hele string sake noem wat skole sake aanbetref waarby ons betrokke was. En elke slag is daar 'n welslaag bereik is of vordering gemaak is. Daarna wat ons sien is hier's nog 'n wysiging van 'n regulasie of hier's nog 'n wysiging van 'n direktief of dis meer. So die staat was baie op gefokus om die ruimte wat ons het oor 'n tydjie te knyp op verskeie plekke. Ons moet kyk na Gauteng en nou sien ons dat al hierdie verandering oor die afgelope 10 jaar op die ou ende gekulmineer het in hierdie wetswysiging. Dit is ook eintlik wat hierdie wet in die ANF sê. Hy sê dat om al die verwikkeling in onderwys vir afgelope 10 jaar wil hulle eintlik nou op 'n manier saamvat en hulle wil ek wil amper sê standaardiseer oor wat die praktyk nou is. Maar Gauteng moet ons baie belangrik om te sien wat kyk in Gauteng gebeur het. Volgende ding konteks vir die kykers is dat Engels en Afrikaanse skole, parallel medium skole,
maak minder as 10% uiteindelik uit van die totale openbare skole spektrum, al die getalle. Dis 'n baie belangrike punt en enkel medium Afrikaans maak 5% in minder uit van die totale skoolgetal. So dit beteken ons moet mooi gaan kyk dat hoeveel van hierdie uitgebreide bepalinge eintlik net op toepassing sal wees van 5% of so van die totale skole spektrum. Dis die tweede ding en die derde ding wat ons van hierdie wet moet kyk is die onderskeid tussen doeteenvoudige bepalinge wat handel oor gesonde skooladministrasie of skoolbestuur en bepalinge wat handel oor taal en toelatings. Hier is 'n paar bepalinge wat goed is. Byvoorbeeld hulle die bepalinge verskerp oor bywoning van skoolleerders. Dis 'n goeie ding. Hulle duidelikheid gegee oor die uithuur van persele van skole. Dis 'n goeie ding. Dit gaan vir alle skole dit makliker maak. Maar ons moenie vir 'n oomblik dink dat die ander bepalinge hierdeur ook dan eintlik ook okay is of ook nie so ingrypend is. Dit is baie ingrypend. Nou gaan ek net 'n paar genoem en Malani daaraan begin raak want ek wil hê van die punte, ek gaan nie in al die punte raak nie want ons het soveel kundiges hierso vandag. Hulle sal aan die ander punt raak, maar ek wil wel aan taal en toelatings raak. In die verlede was die definisie gewees dat ons uiteindelik die toelatingsbeleid en taalbeleid moet sertifiseer. Dit is 'n baie sagter oefening aan die kant van die staat. Die departement ontvang 'n taal en toolbeleid en hulle doen die administratiewe funksie van om dit te sertifiseer. Nou begin ons kry dat hulle absoluut moet goedkeur en die onus of die hef lê in die hand van die departement om te bepaal voldoen hierdie beleid aan wat hulle wil hê of nie. Die volgende belangrike ding en dis ook maar ek wil baie spesifiek wees Helene. Ek wil nie net sê die staat nie, ek wil baie spesifiek wees. Een van die baie spesifieke punte wat ek wil noem is dat hulle dit as deel van die oorweging voordat hulle begin met dit wat in ag geneem moet word, sê hulle the broader community, the needs of the broader community moet in ag geneem word en dan begin ons hierso deur. So wat ons kry is ons kry 'n skuif van 'n diskresie waar die staat amper 'n absolute diskresie het die departement deur te verwys na die broader community, die openbare belang. Dis die lens waardeur ons als kyk en dan begin als val binne daardie konteks wat dit geplaas word. Ons sien dit by die met die toelatingsbeleid en dan het hulle 'n lang uitgebreide ding as jy 'n probleem met hulle diskresie het, 'n lang proses wat ek dink heeltemal onwerkbaar is. Nou met die toelating het hulle dit gedoen. Nou kry jy amper 'n duplisering wat dit by taal kom. By taal sê hulle ook, ons moet kyk na die broader community. Ons en dis 'n vaal begrip, mag ek dit noem. Die broad community word nie ergens gedefinieer wat dit is nie. Ons weet wel wat voedingszone beteken, want voedingszone is gedefinieer. Ons het voedingszones het ons al oor gelitigeer, in voedingszones het ons al mee gehandel in die regulasies. Maar wat beteken broader community? Wat beteken ons moet dit in ag neem? Dit beteken dat die staat het 'n ongesonde diskresie op die manier wat hulle gaan uitvoer. Maar met taal gaan hulle nog 'n stapie verder. Met taal kan hulle sê as ons nie tevrede is met die besluit wat jy geneem nie, kan ek jou ek kan 'n instruksie gee aan 'n skool om te sê nou moet jy addisionele taal aanneem. So hierdie bepaling is op 5% van skole in Suid-Afrika gemaak. 'n Hele uitgebreide bepaling om te sê ons kan nou vir jou sê watter taal jy moet gee en ons sê met Engels uit. So ons het 'n baie wye diskresie en uiteindelik word die skole en ons gaan later in vandag se gesprek, so ek gaan nie nou uitbrei nie, maar die belang van openbare skole en staatsskole gaan ons hier uitbrei. Ons sit hier met 'n wat ek nou wil noem 'n bureaukratisering van ons openbare skole. Ons voldoen nie meer aan dit wat eintlik openbare skole is. Jy word 'n verlengstuk van die staat en jy word eintlik net 'n uitvoerder van instruksies in steede van iemand wat na jou omgewing en jou gemeenskap kyk en sê ek wil graag hulle beste belange dien. Ek gaan vir eers volstaan daarmee want ons het 'n vol program, maar dis van die kernpunte wat baie druk met hierdie wet en wat baie ingrypend is. Ja, Werner, ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat jy noem. Die staat kan eintlik sonder om werkbare redes te gee, sê dit is in belang van die gemeenskap dat 'n skool 'n bepaalde taal of 'n bepaalde toelatingsbeleid het. So ek dink dit is iets wat ons regtig moet klem lê op. Maar ook die feit dat die mag gaan nou skuif nou weg van die gemeenskap en dit skuif nou in die regering se hande. Teens ek wil by jou weet, hoekom moet ouers in die gemeenskap eerder oor die skool, die werkinge van 'n skool besluit? Is dit nie maar beter dat die regering net vir ons almal besluit? Ek dink dit is indirek in die grondwet voorsiening gemaak dat gemeenskappe betrokke is en dat moedertaalonderrig gekies kan word in artikel 29. En dit in die huidige taal- en toelatingsbeleid word direk gesê dat die kinders of dan as hulle minderjarig is, hulle ouers kan kies watter taal in die skool gebruik gaan word. So hierdie sou teen daardie huidige toelatingsbeleid en taalbeleid in elk geval wees.
Miskien moet ek ook net vinnig sê, dit gaan nie oor die hele wet nie. Dit gaan oor enkele bepalings. Soos Werner gesê, daar is goeie bepalings. So ek dink nie ons moet ons gesprekke sê die hele Bela wet is sleg nie. Dit gaan oor artikel 5 en miskien kan Werner vir ons sê die artikel wat die aanstelling van hoofde en adjunkhoofde reguleer, watter een is dit, maar artikel 5 gaan spesifiek oor taal en toelating. Die tweede ding is ons kan dit nie in isolasie sien nie. Die ANC het 'n 20-30 jarige lange geskiedenis van rassetransformasie wat nou al hoe meer mal raak. En dit is daar basies dat alle instansies in die openbare en private sektor met die rassedemografie van die land 80 African, 9 wit, 9 bruin, 2 Indiër weerspieël. En dit is die ideologie waar binne die ANC leef. En anderswoorde hierdie wet moet ons ook lees teen daai agtergrond. Dit gaan oor daai rassetransformasie, daai rasgedrewenheid. Dit gaan oor sentrale beheer. Die ANC is soos enige politieke party behalwe met sosialistiese wortels, is dit as dinge verkeerd gaan wil hulle groter beheer uit. Ons kan kyk die ou apartheidregering dieselfde gedoen, ander regerings doen dieselfde. Dit gaan sleg in die skolestelsel, so wat is die antwoord? Nie die skolestelsel regmaak nie, probeer groter. Derde sou ek sê, mense moet 'n oog gee vir die ander kant. Dit is waar dat van die vakbonde veral SEDOU het 'n wurggreep op onderwys in die hele land. En daar kan 'n saak vooruitgemaak word dat van hierdie bepalings die regering wil help of die regering staat wil stel om ook daardie SEDOU wurggreep af te skep. Maar dan moet hy nie die 5% skole waarvan Werner gepraat het invloed in ons uitlewer, maar eintlik 'n sentralisering van ouers se verantwoordelikheid en hulle mag in terme van die grondwet nie. En die lyn ten slotte dink ek, en ek is nie, mense wat my ken sal weet, ek is nie alarmisties of spring maklik op 'n waan nie. Maar wat my betref, hierdie wetsontwerp die enkele grootste aanval op Afrikaanstalige onderwys nog ooit in ons demokrasie. Sure. Dit sê baie. Melanie, julle voel veral sterk oor die feit dat skole wat suksesvol is skole waar die gemeenskap betrokke is ek reg? Ek dink as ons kyk na die breër beginsel, ons wil graag 'n onderwysstelsel hê wat internasionaal mededingend is. Dan moet mens gaan kyk hoe lyk dit internasionaal ook in goeie skoolstelsels. En een van die basiese beginsels is die staat befonds die skole meer, maar die magte word na grondvlak toe afgewentel. En as jy kyk daai eienaarskap wat 'n beheerliggaam se inspraak in 'n skool gee, dit is regtig grondvlak demokrasie. Dis die hart van demokrasie. En die ANC het aan bewind gekom op grond van demokrasie en wat nou is die beweging na al meer beheer en autokrasie. Ons sien dit baie sterk in die skole. So hierdie is nie 'n skielike proses nie, dit is 'n langtermynproses en soos Werner gesê het, al daai goed word nou uit die wet uitgeskuif om al meer beheer vir die departement te gee. Nou wat ook belangrik is om te dink, as jy nou graag wil volle beheer vat, moet jy ten minste die stelsel ten volle befonds. Terwyl ons dan aan die ander kant sien veral met quintile 5 skole wat al ons Afrikaanse skole en of meeste van ons Afrikaanse skole en die sterk Engelse skole of die hoë gehalte skole is almal maar skole met wat skoolgeld vra. Nou daai skole kry van die staat af maar R300 per kind per jaar. Die ouers neem daai verantwoordelikheid en juist dit gee vir hulle meer 'n inspraak en 'n eienaarskap vir wat in daai skool gebeur. En wanneer dit gebeur, sal 'n gemeenskap nie sommer toelaat dat 'n skool gevandaliseer of afgebrand word nie. En sal hulle ook verseker maak dat die gehalte van die onderrig wat in daai skool gebeur, van hoë gehalte is. So ons sê jy kan nie sonder reuse verlies aan gehalte van onderwys ouers en die gemeenskap se rol skrap en volle beheer vat van bo af nie. Ja, met ander woorde, as jy beheer het, dan het jy 'n sekere verantwoordelikheid om te verseker dat daar goeie gehalte onderrig plaasvind. Werner, Teens het nou gesels, skus Melanie, wou jy iets byvoeg daarso? Reg gaan aan en lyn. Teens het nou vinnig genoem dat hierdie is die grootste aanslag op Afrikaanse skole. Ons het gesien wat by Oorval gebeur het toe Panyaza Lesofie 'n paar Afrikaanse Engelse leerders daar in die skool probeer dwing het. Kan ons dieselfde verwag by ander Afrikaanse skole sou hierdie wysigings deurgevoer word? Verval, in die lyn was daar 'n verdere poging ook gewees, min of meer dieselfde gebied,
En dit is baie onverantwoordelik, kan ek net sê, van 'n politieke hoof van 'n baie belangrike departement in die provinsie, van die mees bevolkte provinsie met die grootste probleme, baie onverantwoordelik op 'n manier aan te hits. So ek wil eintlik sê dat die 20 jaar Werner, jou klank is 'n probleem. Okay, asseblief, ja, terwyl Werner sukkel, gaan ek gou vir Desiree van der Walt 'n geleentheid gee om hier te antwoord. Ja, dankie. Ek sou en middag teens, ek het jou nog nie gegroet nie. Hallo Desiree. Ek dink ons het nou al ook selfs 'n klousule wat in hierdie nuwe wysigingswetsontwerp wat ons na die Lesofie klousule verwys. En ek sou nou sê baie onlangs in Gauteng, miskien 2 jaar terug, het Lesofie opgestaan en gesê dat van vandag af is daar nou nie meer 'n taalbeleid by die skole in Gauteng nie, en dat ouers 2 tot 3 jaar terug miskien, en dat hy nou, jy weet, gaan ingryp om te sê wat die taalbeleid moes wees. En ons het dadelik onder die minister se aandag gebring, want jy kan nie 'n ding van die tafel afvee waarvoor daar voorsiening gemaak word en dan skielik sê daar's niks nie. Jy moet mos tog nou eers deur 'n proses gegaan het, iets geskryf het, deelname daaraan gehad het, insette, en dan kan jy 'n nuwe taalbeleid dan nou, of taal van onderrig daar stel. Jy kan dit nie net afvee nie. En dit is natuurlik ironies, ons hoef nie baie voorbeelde te gebruik nie, maar een van die enigste van die 9 LER wat gereeld 'n aanval doen op taal in skole is ongelukkig LER Lesofie van Gauteng. En ek dink dit sal 'n baie hartseer dag wees as hy, soos baie ander politici, ek weet eens, jy het hier baie jare terug in 2019 'n artikel geskryf, ek dink in Politics Web of een van daai, oor die 3 punte, as ek reg onthou, van die ANC en die taal en die probleem met Afrikaans toevallig, waarvan af mense wegskram. Wat ons eerder moet sien, is wat Lesofie hom voor moet beywer, is dat ons kan kyk hoe ons die voorbeeld van meertaligheid, soos die isiXhosa projek, vir al die tale in al die provinsies daar kan stel, sodat ons ophou om ons te beywer om van een taal ontslae te raak in onderrig. Wonderlik, baie goed gesê. Teens, dink jy dit is moontlik vir ons om al 11 tale te akkommodeer? Ek meen, dit is geld, dit is baie logistieke probleme. Dink jy so iets is haalbaar? Hoekom fokus ons nie maar net op Engels nie? Kyk, dit is haalbaar, maar het gaan lank vat. Kom ek sê eers hoekom nie net internasionale navorsing wat buite Suid-Afrika gedoen is, het onomwonde bewys dat moedertaalonderrig tot ten minste graad 6 en eintlik in lande met 'n swak skole-infrastruktuur soos die meeste Afrika lande, ten minste tot graad 8, is belangrik om leerders se kognitiewe vaardighede te ontwikkel. Daarsonder ontwikkel dit gebrekkig. Dit is belangrik om die vaardigheid te leer om ander tale aan te leer, en is belangrik vir kultuuroordrag. Nou altyd van toepassing op al die tale, maar dan veral op Afrikaans. Die vraag is, hoekom in die regering nie gedoen wat die grondwet vir hulle gevra het in hoofstuk 1, dat hulle alle tale, al 9 amptelike tale, op kwessie van pariteit van aansien, gelykheid van aansien, bring nie, hulle het niks daaraan gedoen nie. PANSAT, die Pan-Afrikaanse Taalraad, Suid-Afrikaanse Taalraad, is dysfunksioneel. En is die regering so die regering, die ANC-regering, bewys lippediens aan moedertaalonderrig tot nadeel van die toekoms en die bevolking van ons land. Dit kan egter, ek dink, omgedraai word, en ek en Werner saam met ander is betrokke by inisiatief saam met die Mbeki Stichting, waar ons 'n voorstel gemaak het aan die Departement van Basiese Onderwys. Dis nog in die kinderskoene, maar wat basies daarop neerkom dat ons stapsgewys met 'n loodsprojek begin om moedertaalonderrig in 'n aantal skole, sê net maar in 4 provinsies, van graad 4 af, van waar die huidige graad 3 is, uit te brei elke jaar, eerste jaar graad 4, tweede jaar graad 5, sodat ons net eers vir die ongelowige Thomasse, of die ongelowige Tabus,
kan wys dat dit werklik werk, dat moedertaalonderrig regtig die kinders help. Want dit is waar dat veral die swart gemeenskap, maar ook die wit en die bruin gemeenskap dink Engels is die enigste taal. As jy jou kinders iets wil goed doen, dat hulle Engels leer. Nou ek veg nie die boereoorlog oor nie, maar ons kinders is so blootgestel aan Engels in elk geval, dat die meeste kinders in alle stedelijke gebiede praat as hulle by matriek uitkom. So ek dink is moontlik stapgewys. Ek dink navorsing wat oor 'n lang termyn gedoen word sal wys dat dit resultate lewer. En ek dink dit verarm as ons net op Engels fokus, verarm dit nie net ons land, nie die Afrikaanse kultuur nie, maar ook ander kulture. Ja, ek dink dat ek was sommer direk by Teens aansluit oor daai verarming, want moedertaal is 'n integrale deel van enige kultuur en is 'n basiese bestanddeel van multikulturele samelewing. En as ons sê ons wil dit graag hê, dan kan ons dit nie doen as ons moedertaal, ons taal ontken van 'n gemeenskap nie. So ek dink dit is baie belangrik dat ons nie weer 'n Soweto het nie. Wat taal afgedwing, wat een taal afgedwing word, wat nou weer besig is om te gebeur. En UNESCO het hom herhaalde kere daaroor uitgespreek. So ek en dan net 'n praktiese voorbeeld. Ons almal is vreeslik opgewonde oor hoe goed Finland se onderwysstelsel is. Internasionaal is hulle bekend as een van die beste stelsels. Baie kinders gaan amper 90% van hulle totale skoolloopbaan in Fins skool tot by hulle tersiêre studies. En dis nog steeds een van die beste stelsels wat van die beste resultate lewer. So moedertaalonderrig is 'n ding wat ons eintlik nie meer oor hoef te redeneer dat dit nodig is nie. Ek dink ons redeneer oor hoe gaan ons dit doen in Suid-Afrika? Elaine, kan ek vinnig 'n ding byvoeg wat ek vergeet het. Ek wil net sê ek dink die rede hoekom die ANC wegskram van moedertaalonderrig is dat hulle beskou dit nog in groot mate as 'n erfenis van apartheid, wat natuurlik twak is. Want hulle glo in die eerste plek dat om etniese tale as onderwystale te ontwikkel sal ons terugbring by etnisifisering. Jy weet, dan gaan se net meer loos raak en meer kos. Terwyl dis 'n feit in elk geval dat mense praat 'n sekere taal. Die tweede is ek dink hulle beskou Engels as 'n moontlike verenigende faktor vir 'n taamlike diversiteit van lede wat hulle het. En ek veg daarteen dat as ek en die meeste swart mense met mekaar praat, moet ons Engels praat. Maar dit beteken nie dat Engels die enigste taal moet word. En ek dink so die ANC het bietjie oogklappe aan, maar so hier en daar in die swart gemeenskap sien ek positiewe tekens van veral die swart intelligensia wat navorsing begin kyk en sê maar hoor hierdie kan anders wees en daarbey 'n klomp jong swart mense begin vra maar hoekom moet ons die koloniale taal Engels als in doen en hoekom word dit nadeel dien jy byvoorbeeld op skool in ons eie tale geëksamineer en onderrig te doen. Ja, nee, dis 'n uitstekende punt. Desiree, ek wil gou by jou hoor voor ek nou weer terug gaan na Werner. Teens het so vinnig genoem die regering wil beheer neem wanneer dit lyk asof dinge slegter gaan. Hoekom dink jy voel die regering in hierdie geval so genoop om totale beheer van skole oor te gee? Sal dit nie net vir hulle makliker wees om te delegeer? Ek dink daar's verskeie redes. Van die redes, ek twyfel glad nie dat by die huidige minister dat sy dit ten doel het om regtig onderwys daar te stel vir al ons kinders. Ons sien nou van 7 jaar tot 15 jaar, ekskuus. Ek dink glad nie die probleem is die doelwit nie. Dit is die hoe. En oor etlike jare, jy weet, was 'n ou veronderstel om na die skool naaste aan jou woning te gaan. En ons het net gesien dat die ANC, sê dit net die 94, kon hierdie regering het net nie reg kry om elke skool 'n kwaliteit skool te maak nie. En natuurlik is daar ouers wat die beste onderrig vir hulle kinders wil hê, so hulle gaan verby talle skole, loop of ry om by 'n beter skool uit te kom. So die uitdaging is natuurlik vir die ANC om te erken dat hulle nie elke skool 'n kwaliteitsskool kan maak nie. Hulle het nie die onderwysers daarvoor wat opgelei is noodwendig nie en daarmee haal ek my hoed af vir al die talle duisende goeie onderwysers wat ons het in die land. Maar ouers wil die beste vir hulle kinders hê. So ek dink dit is ook om die kom ek noem dit maar nou die skandes dat ons nie suksesvolle skole
en onderrig by elke skool kan hou nie, gaan ons nou oor na ander skole toe. En nou moet ons daai skole bykom om al hierdie kinders te akkommodeer. En daar's natuurlik 'n hele kettingreaksie. Dit gaan oor die vervoer van die leerders ver van hulle huise af, ouers wat hulle kinders op pad werk toe aflaai, weer oplaai, dit gaan oor die voedingsskema. Daar's 'n hele goed, dit loop nie net alleen nie. Maar aan die einde van die dag is die onderwysers nie noodwendig, ons weet nou al hoe dit gaan met wiskunde en jy weet hoe swak dit dikwels is, veral wanneer jy sê nou maar Sesotho onderwyser het wat in Engels probeer klas gee. So daar's gewellige baie uitdagings om goeie kwaliteit in goeie infrastruktuur waar leerders regtig, en ek wil die Engelse woord hierin sit, dignified infrastruktuur kan hê. Dit bestaan nie. So leerders ry partykeer 30-40 kilometer verby skole om uiteindelik, soos wat ons nou maar sal sê in die dorp op by die ou model C skole uit te kom, net vir goeie onderrig. En ek dink een van die faktore, een van baie, is dat die ANC nie weet hoe om daai swak skole reg te kry nie. Geld word gemisbruik en dit word nie gespandeer waar dit gespandeer behoort te word om aan hierdie kinders by die naaste skool goeie onderrig te gee. Ja, en nou is dit ironies dat hulle nog by almal wil heeltemal oorneem in plaas van om die skole wat goed is, goed te hou. Werner, ek wil gou weer by oorverval uitkom. Ek wil kyk na die kwessie van parallel medium skole. Daar is 'n redenasie, maar hoekom kan ons nie net plek maak vir kinders in Afrikaans, vir Engelse kinders in Afrikaanse skole nie? Gaan oor na parallel, dan is almal gelukkig. Hoekom is dit nie vir ons 'n oplossing nie? Elaine, 'n paar punte en ek dink 'n belangrike punt om daaroor te noem en ek dink dis 'n goeie vraag wat jy daar vra. Eerstens, wat is ons standpunt? Sê ons daar gemeenskappe verander nie, sê ons die taaldinamiek verander nie, ons sê glad nie dit nie. Ons sê dat 'n gemeenskap op 'n einde moet kan besluit. En wanneer hierdie beheerliggaam of gemeenskap so is, dat die skool homself so kan hê dat die aansoeke regverdige enkel medium Afrikaans onderrig, moet dit so volhou kan word. Ons het met 'n saak gesit, 'n godsdienstsaak, 'n hele aantal jare terug, en ek wil hierdie net as 'n voorbeeld gebruik, net om die beginsel sterk te onderstreep, en dan sal ek kom by die ander implikasie van jou vraag. Daar het dit gegaan oor 'n godsdienstbeleid van 'n skool, en die reg van 'n skool om eintlik te sê dit is 'n skool wat 'n Christelike ethos het. Nou wat ons gehad het toe is ondersteuning van skole wat 'n Christelike godsdienstbeleid gehad het en later geskuif het na 'n sekulêre beleid toe. En hulle het ons saak geondersteun. Hulle het gesê ons ondersteun julle saak nie omrede julle 'n Christelike ethos het nie, maar ons ondersteun julle saak omdat julle beheerliggaam en julle gemeenskap uiteindelik 'n sê heen moet hê. So dit is eerstens die beginsel wat ons hier sê, dat die beheerliggaam en die gemeenskap 'n sê oor het. Wanneer dit verander so dat jy nie meer kan regverdig om 'n enkel medium Afrikaans skool te hou nie, dan is dit 'n werklikheid. Dan beteken dit jy kan nie meer 'n enkel medium Afrikaanse skool wees nie. Die toonaangewende saak wat ons daar het is Ermelo, en ek dink almal hier is baie bekend met die saak van Ermelo, waar die skool se kapasiteit iets soos 1300 was en waar jy leerders het van omtrent 600 Afrikaans. Is dit regverdig om te sê dat ek gaan vasbyt aan my enkel medium taal beleid en uiteindelik 600 ander plekke nie kans gee om gehalte onderrig te kry nie? Dit is nie regverdigbaar nie. So die vraag is nie moet jy vaskou aan 'n enkel medium parallel nie. Die vraag is waar lê die besluitneming? Dis die eerste toets. Die volgende toets dan is, as ons kyk by alle plekke wat ek ook by betrokke was, waar dit 100% regverdig was vir 'n skool om enkel medium taal te kry. Daai plekke waar die departement hulle tentakels en hulle sneuwels in die skool se sake ingedruk het dit gegaan om die skool te forceer om Engels te word, om 'n parallel medium beleid aan te neem. En wat was die uiteinde gewees? Die uiteinde gewees dat daai skool onvermydelik op pad is na 'n enkel medium Engelse skool toe. Daar's talle voorbeelde om daarna te verwys. Dis die ander werklikhede van die saak. As jy as 'n gemeenskap nie 'n enkel medium skool kan regverdig nie, dan is dit 'n werklikheid en dan moet jy ruimte maak vir ander taalbeleid ook. Maar daar waar jy dit kan doen, wat ons vind waar die parallel vraagstuk inkom, is 'n departement wat dit vir jou kan sê. En ek het vroeër genoem van, ek dink is nou artikel 6, subartikel 13, wat nou handel oor die departement wat vir jou 'n instruksie kan gee om te sê, nou word jy ook Engels. En dan moet jy maar in lyn spring. Dit is dodelik. Want sodra jy dit begin,
dan gaan dit op die einde ons baie nader bring aan 'n volledige Engelse skool. En wat ons sit, en is ongelukkig so, jy weet, ons onderwysers, ek wil net iets sê vir ons onderwysers, ons het uitstekende Afrikaans openbare skool onderwysers. Hulle gaan die ekstra myl, hulle wil die kinders help, hulle is uitstekend. Ongelukkig begin ons sien dat skoolhoofde en onderwysers moet begin attent word op goed wat polities van aard is. Toe hierdie goed 'n aantal jare terug begin, kom die departement by hulle en sê vir hulle, as julle net hierdie een Engelse klasie vat, dan is dit reg, dan kan jy dit akkommodeer, maar julle bly Afrikaans. Onvermydelik wat ons sien is dat daai selfde mense kom die volgende jaar terug en sê dis nou 2 klasse, dis nou 3 klasse. Hulle is besig om 'n vertrouensbreuk te vestig by ons onderwysers. So Elyn, is ek ten gunste van die beginsel wat ek in die begin genoem het, heeltemal ten gunste van. Is ek ten gunste van 'n departement wat vir skole voorskryf oor hulle werklikhede wat hulle op grond voel, heeltemal daarteen gekant. En dit is die onderskeid wat ons moet tref. Dis nie 'n vasberade klou aan iets wat in werklikheid nie meer kan bestaan nie, maar dis om te veg sodat 'n werklikheid nog kan wees. Dit is net 'n kort wat ek daar wil sê. Ja, ek wil ook sommer aansluit as ek kan by Werner net vinnig oor die skoolgetalle. En Werner het nou verwys daarna dat baie van die politieke druk sterker selfs in Gauteng is. Nou in Gauteng is die skoolgetalle 'n groot kwessie, want ons baie meer leerders as wat daar plekke in skole is, veral plekke in goeie skole is. En daai druk van meneer Lesofie spesifiek af, maar van die groter departement af, is nie oor beter onderrig of opvoedkundige redes gebaseer nie. Want as ons kyk, in Gauteng is regtig minder as 5% van die skole is Afrikaans en 'n groot deel van daai skole is al reeds parallel medium en daai skole is baie groter en voller as meeste van die ander skole in die provinsie en nasionaal. So ons het met ons navorsing daai goed raak gesien. So dis nie 'n kwessie van dat hier leë plekke is en ouens sê nee, ons wil Afrikaans wees, hierdie plekke bly maar leeg nie. Daai skole het nie kapasiteit nie, maar meneer Lesofie gebruik 'n politieke skerm om weg te steek sy onvermoë wat hulle gehad het om genoeg skoolplek te voorsien vir alle kinders in die provinsie. Dis waar die probleem lê. Elyn, om 'n bietjie verder te borduur, ek weet jy wil waarskynlik kom by wat kan die mense doen, wat kan doen, maar Ja, asseblief. kan maak. By Werner aansluit, ek dink wat Melanie ook sê is die getalle in Gauteng veral, maar ook in ander provinsies, is groot omdat die regering nie hulle basiese verantwoordelikheid nakom, meneer Lesofie spesifiek, om meer skole te bou nie. Almal weet Gauteng het 'n instroming van oral van ander provinsies waar die ouers kom. En ek dink meneer Lesofie, as ek nou reg is, dit in die afgelope klompe jare 4 of handvol skole. Terwyl hy agter. So wat doen hy? Hy soek waar kan hy nog kinders indruk? In die Afrikaans-talige skole is 'n goeie voorbeeld. So dis die een. So dit kom af terug weer na mislukking van tweede punt is wat gesê het oor Afrikaans en Engels. Ongelukkig en mense kan oor die moraliteit daarvan praat of nie praat nie, maar internasionaal as 'n minderheidstaal probeer om te oorleef in enige instelling. Die oomblik as daar van die meerderheidstaal meer as 30% sprekers is, dan is daar 'n kantelpunt. Dan val die meerderheidstaal ten gunste van die meerderheidstaal en is nie anders in Suid-Afrika. En parallel medium skole soos Grey en Paul Roos is die uitsondering wat die reël bewys. Hulle bestuur daai skole met tradisies, met dissipline en met 30%. Hulle is ook maar hulle bestuur, maar hulle sal nie baie daaroor praat nie, maar dit is 'n feit. Ek stem met Werner saam, dis nie van ons Afrikaanssprekendes redelik om te sê, hier is 'n skool wat net 50% vol is, maar hy moet nou maar Afrikaans bly nie. En daarom moet ons strategie in die hele Afrikaanse onderwyslandskap, dat ons sê, julle skole moet vol bly en goed bly. En ek dink Kroonstad is 'n goeie voorbeeld, waar 2 halfvol skole, die ene enkel medium, die ander 'n parallel medium skool, het saamgesmelt om 'n Afrikaanse sterk hoërskool, trio hoërskool te vorm. En daar het die egos van die beheerliggame kon hulle aan een kant toe sit en gesê, kom ons doen dit ter wille van Afrikaans. En ek dink dis waarna ons kyk by al hoe meer. Ek dink daar's 'n berugte voorbeeld, ek wil nou nie eers die dorp se naam noem nie, waar 'n halfvol Afrikaanse laerskool is, 'n halfvol Afrikaanse hoërskool, en die klipkoppe wil nie saamsmelt om met Afrikaans te hou nie, en hulle gaan almal Engels word. Die laaste ding is, daar is mense in die noem dit maar die swart ouers wat hulle kinders na die ou model C skole te wil bring, wat bereid is in die begin om Afrikaanse onderwys te ontvang. Maar as die kantelpunt gekom het,
Dan sê hulle maar hoor nie, nou wil ons dit in Engels hê. Ons wil dieselfde kwaliteit wat die Afrikaanse onderwys is, wat die Afrikaanse dissipline het, wil ons net in Engels hê. Wat hulle nie verstaan nie, is dit gaan nie saam nie. Dissipline, kultuur om die ekstra myl te gaan met 'n Afrikaanse onderwyser se siege saam. Ek sê nie Engelse onderwysers doen dit nie, ek praat van die praktyk hoe dit is. En dan dink daai nee wat ons kan dieselfde praktyk kry, dieselfde dissipline kry, dieselfde kwaliteit kry, dit kan nou maar net Engels wees en dis presies waar die fout kom. Ek dink is baie goeie raad en belangrike raad daai vir skole, sluk jou trots en werk eerder saam as wat jy dan nou op die ou einde vir Engels. Desiree, ek wil by jou weet, die wysiging kom nou al sedert 2017, dis nou al 'n lang pad. Soos Melanie al gewys het, ons het al baie kommentaar hieroor gelewer en dit teengestaan en tog is ons nou op hierdie punt waar die wysigings in hulle huidige formaat op pad is om aanvaar te word, tensy iets drasties nie gebeur nie. Hoe het ons tot hierdie punt gekom en hoe kan ons keer dat dit verder gestoomroller word om tog maar net ingestel te word? Ja, dankie Elaine. Ek wil miskien net sê, so terloops hier, ek dink in 2020 was daar ongeveer 8096 enkel medium skole in die land gewees, waarvan Afrikaans enkel medium maar net 1261 was, Engels 6400 en iets, en die naaste aan dit was isiXhosa wat 163 skole in die land was. En jy weet, ons het bykans 24000 openbare skole in beheer. Ek dink eintlik het hierdie hele ding al voor 2017 begin, hier in 2013 rond. En ek dink baie van die insette wat toegegee is en toe dit nie deurgetrek is tot finaliteit nie, is steeds daar. Daar's 'n paar nuus by, daar's 'n paar waarmee mense kan saam stem dalk. Maar ek wil ook sê, teens het net ook gepraat van die breër skoolgemeenskap, maar ergens in hierdie ontwerp praat hulle ook spesifiek van die gemeenskap waarin die skool geleë is. So ons moet baie fyn lees. So ja, die parlement se proses gaan baie lank wees. Ek dink hierdie is 'n ongelooflike geleentheid vir almal van ons en veral ons skoolbeheerliggaamlede wat daar buite in die platteland is, wat nie weet dat hulle magte van hulle af weggeneem gaan word nie, om ook vir hulle te bereik. En ek het byvoorbeeld verlede week in Valwater by so 'n skool besoek afgelê. Die groot ding is, as ons nie hierdie lang periode nie, want ons het dit nou reg gekry 2 weke terug by die onderwyskomitee, om die advertensie wat 'n amptenaar voorberei het, na te kyk. Dit sal nou môre 'n volle 2 weke wees en die advertensie is nou nog nie geskryf nie. Ons weet nie waar gaan hy geadverteer word nie, want ek weet nie of dit môre op die agenda skielik sal verskyn nie. Maar ons het gesê dat hierdie proses moet absoluut deursigtig deur die hele land in die absolute breë onderwys sektor jy weet bespreek word. En insette is nie net skriftelik nie, en ek moet vir mense waarsku. Die sweep van die komitee van die ANC het byvoorbeeld gesê, sy stem saam met my dat daar nou kans moet wees vir geskrewe insette, en dan sal ons kyk hoe ons op hierdie openbare verhore sal gaan. Maar ek wil tog 'n beroep doen op mense. Moenie jou reg jou laat ontneem om voor 'n komitee te kom verskyn of by 'n publieke verhoor, maar probeer veral organisasies, jy weet, soos Teenshulle, FETSAS en al die ander, om tog maar, want dis tegnies partykeer, en jy weet, politici lees nie almal nie. So ek voel, ons moet die geleentheid gryp om in persoon aanbiedinge te kom doen, veral hierdie nie-regeringsorganisasies, want daar's tegniese goed waarvan die komiteelede dalk nie eers weet nie. So ons moet hierdie proses gebruik. Dit gaan nou geadverteer word, dit gaan oopgemaak word vir geskrewe en dan in persoon aanbiedinge voor die komitee. Dan gaan ons bepaal waarheen ons gaan vir openbare verhore en ons eis dat dit in elke distrik reg oor die land moet plaasvind. So jy kan nou vir jouself dink, dit gaan 'n baie lang uitgerekte wees.
Maar ek dink dit is 'n guldige geleentheid vir elkeen van ons wat kinders gehaat het, wat het, ons breë samelewing in die onderwyssektor om dit te benut, want dit kan dalk jou laaste kans wees tensy jy wil hê daar moet oor jou geloop wees oor die slegte klousules wat tans in die wetsontwerp verskyn. Ons moet dit benut. Baie dankie. Ja, dis regtig baie belangrik. Teens, ek wil graag by jou 'n paar laaste gedagtes hoor en dan ook wat jy dink mense nou vooraan kan doen. Wat ons of die ouer gemeenskap, die skoolgemeenskap kan doen. Dankie, Elaine. Ek dink wat Desiree sê oor gemeenskappe in die platteland, hoop ek ook swart gemeenskappe sal geleentheid te baat neem. Ek dink wat die Afrikaans betref, het 'n klomp organisasies wat in die Afrikaanse onderwys werk, oor 'n breë front week of so gelede bymekaar gekom en besluit dat ons nie mekaar se strategie sal dupliseer nie, maar dat ons ook nie mekaar sal dwing om net een strategie te volg nie. So ons het besluit ons volg 'n multidimensionele strategie wat mense nou in fases kan opbreek. Ek dink vir my is die beste uitkoms is dat die minister dit terugtrek voordat dit in die parlement uitkom. En daar's onderhandelings aan die gang om daarna te kyk. Ek dink dis baie belangrik dat ons daai pad volg. Dit het in 2017 tot 'n mate sukses opgelewer, dalk sal dit weer sukses oplewer. Tweede dink ek moet die gewone Suid-Afrikaners, beheerliggame, hoofde moet daar skryf in plaaslike koerante, in die nasionale koerante, op webwerwe, kry die inligting en ek is seker dat organisasies soos SOS of FETSAS of SOE sal basiese inligting kan deurgee en daar kom dit op Marula Media publiseer. Derdens, as dit dan kom dat daar aanbiedinge, dat daar verhore gaan kom, soos wat Desiree gesê het, stem ek saam, gaan in getalle. Dit is amper so grondliggend soos die onteieningswet, die onteiening sonder vergoeding. En dan moet ons weet dat werk in die politiek gewoon so, dit is die hoeveelheid mense wat gaan. Mens kan nie sê, maar daar gaan een organisasie, hy verteenwoordig x duisend mense nie, hulle sien net een. So, moenie dupliseer dit nie, dit tel als in demokrasiese guns. Die onderhandeling loop dwars deur, ek dink daar moet onderhandel word met die organisasies wat in die onderwys staan met onderhandel. En dan as dit duidelik word, dit kom nie deur nie, dan sien ek dat ons as Afrikaanssprekendes, ek weet Pieter Miller het 'n boek geskryf, die boere kan nie toi nie. Ek en Werner sal leer in Melanie, maar dan moet ons optog hou, dan moet daar 100,000 mense in die gebou te loop en 50,000 mense na die Kaapse stadsaal as die parlement nog nie reg is nie, en goed oorhandig. Ons moet wys, hierdie sal ons nie wil hê nie. Uiteindelik as dit gebeur en ongelukkig kan ons eers hofsaake begin as die wet aanvaar word. Ons kan nie voor die tyd doen nie. Dan sal daar geld wees en ons sal sal sorg, maar dis baie moeilik want dan is die saak en dan is die saak klaar op die wetboek. Dan is dit baie moeilik om dit te verander. Dis dan die ANC gaan dit nie maklik doen nie. So ons moet hier voorkomend optree. Miskien 'n laaste ding. Ek het sommer so gesit en dink 'n mooi slagspreuk vir plakate vir iemand daar buite is wie betaal moet taal kan bepaal. Eintlik my laaste punt wat ek wou maak is, jy weet, president Ramaphosa het ek dink 'n goeie, dis 'n muskiet my pla, miskien soos 'n besoek. Meneer Ramaphosa het wat my betref 'n goeie staatsrede gelewer wat vir my lyk of dit 'n rigting verander en hy vra kom ons bereik 'n sosiale kompak. En binne 'n week daarna kom sy minister van basiese onderwys en ek aanvaar Desiree se woord dat minister Motshega is nie malafide in hierdie opsig nie, maar ons weet wie is die malafide een agteraan. En sê ek gaan die Afrikaanse gemeenskap totaal een kant toe skuif. Ek wil hulle in 'n kompak hê, maar ek vat hulle taal in onderwys weg. Wat hy moet weet, een van die belangrikste goed en die naaste aan ons hart is. En dis nie net die wit Afrikaanse gemeenskap nie, dit is ook die bruin en die swart Afrikaanse gemeenskap. En ek dink dis die soort van goed wat ons in ons argumente moet gebruik. Moenie die persoon veg nie, ek weet, ek sê ook 'n paar meneer Lesofie, veg die saak, veg moedertaalonderrig, veg ouer. Dis die groot kwessie.
Ja, ek hou van wat jy sê van dis net so belangrik soos die grondonteieningswet. Ek dink regtig ons moet dit so sien. Melanie, 'n paar laaste woorde van jou en dan gaan ek vir Werner gee om ons af te sluit. Nee, ek wil graag beteens aansluit. Ek dink dit is grondliggend dat ons alles in ons vermoë doen om hierdie wysigings te keer. Wat belangrik is ook is dat Afrikaanse skoolgemeenskappe se sukses het nog altyd van die gemeenskap afhang, hoe goed dit in ons skole gaan. En ons moet ook van grondvlak af begin nie kyk na hoe ons goeders doen. Daardie skenkings en al die goed wat na die skole toe gaan en in die skoolrekening kom en nou net kan uitgegee word met toestemming van 'n LER, dat ons daai goed in gemeenskapsfondse begin stort en die skool bly die begunstigde, maar dat ons beheer oor daai tipe ondersteuning wat ons aan skole gee ook behou. Dat ons nie net dink ons kan nie, die wetlike pad is een pad. Ons moet hom veg en volg, maar ons moet ook kyk, daar's baie alternatiewe en ons moet bietjie nuut begin dink. Wonderlik. Dankie. Kan ek inspring, Elyn? Ja, asseblief. Nee, dankie. Ek wil 'n paar baie belangrike punte onderstreep. Die een is dat die wet het regtig, daar is ingrypende probleme. Dit ons sê nie net hierdie om dit te sê nie. Daar's werklik ingrypende probleme met hierdie wat ouers en skoolgemeenskap in ag moet neem. Dit wat Dr. Teensdaal gesê het, dit wat hy uitgelei het vir ons, dit is inderdaad die roete wat ons gaan moet volg. Ons gaan moet meer sigbaar wees. Ons gaan moet deelneem aan prosesse. Dis deel van wetgewende prosesse in die land en ons gaan moet deelneem. En die prys, as mens vra, as die kykers dalk dink hierdie is nou nog 'n petisie, hierdie is nou nog 'n veldtog. Ons is al so feesfoos vir veldtogte. Wil ek net sê dat hierdie weergawe wat ons voor ons het van hierdie wet was in baie meer drastiese terme 3 jaar terug gewees. 3 jaar terug het hierdie wet byvoorbeeld Dr. Teens het vroeg gepraat van aanstellings by skole. Dit het so groot mag gegee vir wie die staat kan aanstel as onderwysers. Jy sal nie glo dat jou skool oornag kan verander deur dit wat die staat aanvanklik gesê het nie. Daar was meer ingrypende bepalings hieroor gewees, maar omrede daar in Desiree sal die spesifieke getal weet, maar ek weet is hierby nagenoeg 100,000 selfs meer kommentare wat ingekom het tydens 2018. Omrede die gemeenskap 'n sterk weerstand kon gebied het, kon ons gekry dat ons 'n ander weergawe vir ons het. As ons gaan teruggaan deur die afgelope dekade en meer, as daar nie 'n betekenisvolle weerstand was met sinvolle voorstelle wat werklike probleme aanspreek waar daar nie anders kan as om geluister te word nie, sou ons vandag in 'n veel slegter posisie gewees het. So aan die een kant wat Melanie sê is dat ons moet onthou wat se redes vir ons sukses en dit is gemeenskappe wat betrokke is. Dis wonderlik om te sien ons skole presteer, dis wonderlik om te sien ouers wat betrokke is. Ons wil graag bly aanmoedig. So daar's 'n voorwaarde vir ons sukses, maar aan die wetgewende kant is dit baie belangrik vir ons om ten volle daar deel te neem en vir die kykers wil ek net sê dit is nie verniet nie. Dit het reeds resultate opgelewer in die verlede en hierdie kommentaar gee geloofwaardigheid aan die verskeie organisasies. Ons is nie net een organisasie wat hierby betrokke is. Dis 'n netwerk van organisasies wat betrokke is wat op hulle eie unieke manier saamwerk om betekenisvolle teenstand te gee ten belang van Afrikaanse skole, maar ook beginsels wat goeie onderwys reg deur die land ook onderskryf. Dit is ook wat ten gunste van ons is. So ons wil vir die kykers vra, help ons, help vir SOS, help vir ETSAS, help SOE, help die Solidariteit en AfriForum. Help ons waar ons kan sodat ons betekenisvolle weerstand kan bied om uiteindelik te seëvier dat rede sal seëvier en dat ons skole 'n volhoubare kans het, want dit is grondwetlik en ons verdien dit om 'n volhoubare bestaan te hê as Afrikaanse skole. Wonderlik. Ja, kykers het gehoor, die kenners het gepraat. Ja, dis baie belangrik dat die gemeenskap deelneem en julle stem laat hoor. Daar is verskeie petisies wat op hierdie stadium die rondte doen. Ek weet die DA het 'n petisie. Marula Media sal deurlopend berig oor al die prosesse en al die alles wat gedoen word om hierdie wet teen te werk. Daar is nog nie 'n datum beskikbaar vir openbare kommentare nie en openbare insette nie, maar ons sal definitief sodra daar 'n datum bekend is, sal Marula Media daaroor berig en die gemeenskap ten alle tye hieroor ingelig hou. Baie dankie julle, hier was regtig 'n insiggewende gesprek. Ja, ek hoop regtig ons kan julle kan 'n verskil maak. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid, Elyn, ander Desiree. Dankie julle almal. Baie dankie. Totsiens.
As hy dink ons is nou hoop ons is nou gat, daar gat hulle. Ek wou nog vir hulle dankie sê. Maar ja, dankie Melanie. Dit was Ek sien toe daar nog tyd vir vrae want toe sê Marius daar's nog so 10 minute oor. Ek gaan dink jy wil tyd los vir vrae. ag ja,